Nou, dit is baie duidelik dat ons vanoggend gaan stilstaan by die nagmaalstafel. Nou, hoekom het ons nagmaal? Want dit is 'n Bybelse opdrag. Die Here sê in 1 Korinte dat ons moet die nagmaal vier tot sy te nagedagtenis. Maar ek wil vanoggend se boodskap, want daai nagedagtenis, daai wat ons moet terugdink en dit wat die tafel simboliseer, wil ek eintlik noem die bloed spreek of die bloed praat. Want dis nie om krities te wees nie, maar hoe ons nagmaal vier is eintlik glad nie hoe 'n mens moet nagmaal vier. Jy is so afgewater hierdie tyd dat dit eintlik geen nut het nie. Jy neem 'n broodjie stukkie en jy gaan uit, jy weet amper nie eers Jesus was nie eens in die prentjie nie. So dis glad nie eintlik hoe nagmaal gevier moet word nie, maar hierdie jare aangekom afgewater en afgewater. Die nagmaal is eintlik 'n hengse groot gebeurtenis wat nie gedoen moet word soos ons dit doen nie. En ons gaan heel moontlik moet 'n plan maak aan om dit reg te begin doen. Maar kom ons kyk gou van die begin af. Die bloed spreek. Ja, daar's 'n rede en ek wil hê jy moet daai kelkie in die hande hou en jy moet daai broodjie vashou. Want hierdie tafel wil met u praat. Dit het 'n boodskap in. Dit wil u bedien. Nou dit sê hierso in Genesis 4 vers 10. Dis nou na Kain vir Abel paptaiers geskop het. En hy sê, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. So hier sien ons dat die bloed van Abel roep tot God. Hoekom roep dit? Want dit sê in Deuteronomium 12 vers 23, bly daar net vas by dat jy die bloed nie eet nie. Want die bloed is die siel en jy mag die siel nie saam met die vleis eet nie. So die woord sê die lewe is in die bloed of die siel is in die bloed. Abel se bloed het geroep tot by God. God het dit gehoor want daar's lewe in die bloed. Nou hierdie is simbolies. Sê nie die bloed hier gaan fisies deur die woord spreek. Dis die woord wat tot u gaan roep deur middel van dit wat die tafel simboliseer. Maar die bloed, geen bloed is dood nie. Die bloed, die lewe is in die bloed, die siel is in die bloed. So, daar's 'n baie noue verband tussen psigos en bios, tussen jou biologiese samestelling en jou psigologiese samestelling. Die een het 'n effek op die ander een. En die bloed wat die lewe bevat, wil tot jou spreek, want dit wil ook jou fisiese lewe aanraak. Daarom sê dit, deur sy wonde is daar vir julle genesing. Want daar's lewe in die bloed, en die bloed wil ook die fisiese aanraak. Byvoorbeeld, as jy bitter kwaad raak, wat maak jou liggaam? Jy begin sommer bewe, en jou mond raak droog. Jong, en jy slat sommer 'n sweet uit. Dis jou siel wat kwaad is, nie jou liggaam nie, hoor. Dis jou siel wat dik beneek is, maar jou liggaam reageer. So wat in jou siel aangaan, word uitgedruk in jou liggaam, en die bloed wil spreek tot u, en daarom is daar ook genesing in die bloed. Want dit wil u fisiese liggaam ook aanraak, en u fisies ook genees, maar dit wil eers jou siel genees. Jy kan nie siek wees in jou siel, en verwag jy moet 'n gesonde liggaam hê. Daar waar jou siel gaan, of soos wat 'n mens bedink, so is hy, daar waar jou denke gaan, daar volg jou liggaam. Jou liggaam volg maar net waar jou denke toe gaan. As jy dink ek het chips nodig en ek wil lekker chocolate sweet, waartoe volg die liggaam? Checkers. Die liggaam gaan net checkers toe, want die brein sê vir hom, ek het nou sweets nodig. Jy dink ek wil sweets en chips hê, die liggaam volg maar net waar die brein en die gedagtes en die siel vir hom sê hy moet gaan. Maar net so werk dit in jou siege ook. As jy jouself siek dink, gaan jou liggaam dit volg en jy gaan siek word. So daar's 'n baie noue verband tussen die twee, maar kom ons in elk geval, want die tafel wil u genees, dit wil die siel genees, sodat u ook gesonde liggaam kan hê. En hy sê, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Want daar's lewe in die bloed, sê Deuteronomium 12 vers 23. Die siel is in die bloed, daar's lewe in die bloed. So bloed is nie 'n dooie ding nie. Dis 'n lewendige ding voor die oë van God. En dit spreek, want dit simboliseer lewe. En dan sê dit hierso, hier is nogals die interessant, Jesaja 1 vers, het sê Deuteronomium 12 vers 23, jy mag die bloed van die nie eet nie, want die lewe is daarin.
En dan, so dis totaal en al teen die wet. Dan kan jy nou dink hoekom almal Jesus verlaat het in Johannes 6 vers 51. Want dis die enigste persoon in die hele Bybel wat sê jy moet sy vlees eet en jy moet sy bloed drink. En dis Jesus. Hoekom? Want daar's lewe in die bloed. Hy is die enigste een wie sy bloed lewe kan gee. As jy bloed op 'n ander manier inneem, gaan dit vir jou lewe gee, maar verkeerde lewe. Bose lewe. Dit gaan geestelike deure oopmaak wat nie moet oop wees nie. Dit kan jou vol met 'n demoon, dit kan jou totaal en al bind in die hande van die Satan, dit kan geestelike deure oopmaak vir die duiwel om in jou lewe in te tree, om te karring in jou binnewêreld, want daar's lewe in die bloed, maar daai bloed, maar enige ander bloed, buite die bloed van Jesus, is verkeerde lewe. Dis verkeerde lewe. Is byvoorbeeld, ons gaan almal vir ewig lewe, is dit nie? Maar die plek verskil. Jy kan nie eintlik almal sê, jy gaan nie vir ewig lewe, jy gaan vir ewig lewe. Die bestemming is net verskillend. Net so het bloed lewe, maar dit kan vir jou of korrekte lewe gee of verkeerde lewe gee. Dit waarvan hierdie tafel spreek, wil aan jou die regte lewe gee. Lewe gee wat gesond maak. Dit sê in Johannes 6 vers 51 tot 55. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee, waarvan hierdie broodjie simbolies is. Het die Jode toe met mekaar gestry en gesê, hoe kan hy ons sy vlees gee om te eet? Want dit sê in die wet, jy mag nie. En Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank. Nou, as jy van Jesus voed, gaan jy lewe ontvang. Want sy vlees is werklik spys, en sy bloed is werklik drank. Dis natuurlik simbolies, jy gaan nou nie hier aan Jesus begin kou nie. Hier is die tafel. Jy het tot geloof gekom in die Here Jesus. Die belangrike ding is om aan sy lewe te begin eet. Maar wat moet jy eet? Wat is dit wat hierdie tafel van spreek? Want die bloed praat, dit spreek, dit roep. En dit wil roep tot in u hart. Dit wil u binnewêreld bedien. Dit is nie iets doods nie. Dit simboliseer lewe. Dit simboliseer die spys van Jesus se vlees. Dit simboliseer die drank van sy bloed. Dit wil dus iets doen, en daai spreek van lewe en ewige lewe, dat jy opgewek gaan word. So dit wil lewe aan u gee, en dis die wonder van Jesus, nie? Johannes 10 vers 10, en ek het gekom om lewe te gee, en lewe in oorvloed. Maar die Satan kom net om te steel, te slag en te verwoes. Sien net gou vinnig, die een vorm van lewe gaan vir jou verkeerde lewe gee. Maar die een vorm van lewe gaan vir jou lewe in oorvloed gee. Dit wat die een vorm van lewe gee, gaan net by jou kom steel, kom slag en kom verwoes. Dit wil nie eintlik, dit maak of dit aan jou iets wil gee, maar dit wil jou lewe verwoes. Dit wil jou lewe neem, dit wil geestelike deure oopmaak. Maar Jesus wil lewe gee en dit in oorvloed. Nika maak nogals na die dag haar in die klaskamer 'n goeie ding. Dis nogals interessant dat dit Johannes 10 vers 10 is, want dit is 'n 10 uit 10 vers. En Jesus het gekom om lewe te gee en lewe in oorvloed. Maar hierdie tafel wil net lewe gee. Dit wil nie jou lewe verwoes nie. Dis die vyand wat jou lewe verwoes. Maar God wil lewe gee, en die probleem is baie maal, eet ons van verkeerde bron, en dan sê ons dit is God wat my so laat voel. En dan sê ons waars, maar jy eet dan van verkeerde bloed, of verkeerde bron van lewe. Hoe kan jy dan verwag om gesond te voel, om goed te voel, om vol lewe te voel, om lewe in oorvloed te lewe, as jy heeltyd eet van verkeerde spys en van verkeerde drank? Want die duiwel present homself ook. Nou kom ons kyk gou, net so 'n paar goedjies, ek gaan nie vreeslik vanoggend hier ingaan nie, maar hierdie is goed waarby jy eintlik moet gaan stil raak, wanneer jy by mekaar kom, en dit moet jou bedien.
Nie so afgewater soos wat ons het doen nie. Hier is die brood, hier is die liggaam, hier is die klik, gaat hy sluk die brood, nou gaat ons uit nie. Dis niks, man, dis nie waarvoor die tafel staan nie. Dis speletjies wat ons doen as ons eintlik nagmaal so bedien. Dis eintlik 'n klug om eerlik te sê. Want dis so afgewater, dit doen niks aan jou. Kom ons kyk gou, die eerste ding is dit moet tot nagedagtenis gedoen word. Dit beteken dit is iets waaroor jy moet konstant terugdink. Wat het hy kom doen? En dit wat hy kom doen het, wat spreek dit? Want die woord sê, hy het sy lewe gegee, sy bloed het gevloei. Jy moet daaraan dink, sy bloed het gevloei, maar die bloed spreek van iets, want die bloed spreek, dit roep uit. Wat roep dit na jou uit? En dis wat ek baie maal dink ons mis. Ons stop by die nagedagtenis gedeelte, Jesus het gesterf vir ons sondes, en daar gaan ons. Maar kom ons kyk so 'n bietjie verder. Die tweede punt is, dis om kinders van God by mekaar te bring. Nou hierdie is in die negatiewe sin, maar dit gaan oor die nagmaal, ek gaan dit nou vir julle lees. 1 Korinte 11 vers 17 en vers 33 en 34. Maar terwyl ek dit beveel, kan ek dit nie prys nie, dat julle saamkom, nie ten goeie nie, maar ten kwade. Nou hulle het die nagmaalstafel, dit gaan hier oor die nagmaalstafel, maar hulle het die hoender geruk met hoe hulle dit gedoen het. En wat ek wil oplet, is die woordjie, het kom 5 maal in hierdie paar verse voor, is die woordjie saamkom. In die Engels het come together. When you come together, wanneer julle saamkom, 5 maal. Maar terwyl ek dit beveel, kan ek dit nie prys nie, dat julle saamkom, nie ten goeie nie, maar ten kwade. Want in die eerste plek hoor ek, dat as julle saamkom in die gemeente, daar skering onder julle is. En gedeeltelike glo ek dit. As julle dus saamkom, dan wil dit nie sê dat julle die nagmaal van die Here eet nie. Daarom my broeders, as julle saamkom om te eet, wag vir mekaar. Dit moet iets saam, daar moet same syn wees. Dit is iets dit bring kinders van God by mekaar. Ons gaan die nagmaal vier, ons wag vir mekaar, want ons gaan saam bedien word, ons gaan mekaar saam bedien. Dit is iets wat ons saam doen. Dis 'n familie wat by mekaar kom vir Sunday lunch. Dis altyd 'n lekker tyd van 'n Sondag. Hulle sê ook, nee, ek gaan nie meer grappies maak hier. Ek het nou amper 'n Karoo grappie gemaak weer. Kom ons los hom. Maar hoor hierdie ene, die's nou. En as iemand honger het, laat hom by die huis eet. Sien, ek wil nou tamatie, en kaas en brovrol en botte opgesit het. Nou hulle sê as jy honger is, eet by die huis. Nee, jy sê nie, wat hoekom? Sodat jy nie tot 'n oordeel saamkom. Die ander sake sal ek reël wanneer ek kom. Nou hierdie mense is om honger afkom, hulle dik in. Dis frik. Dit gaan net oor die en dis eintlik hoekom hy dit daar sê. Jy kan hierdie tafel vier en dit is net vleeslik. Dit doen niks geestelik aan jou. Dit het net vleeslike waarde. Dit het geen geestelike impak nie. En dis nie die doel van die nagmaalstafel. Die nagmaalstafel is geestelike kos. Jy kan nie mors daarmee nie. Anders kom jy by mekaar en jy eet gou jou broodjie, nee, dis vleeslik. En dan gat jy. Dit het niks geestelike waarde regtig nie. En dit wil diep geestelike waarde hê. Maar die tweede ding is, na jy daaraan gedink het, is, dit wil jou by mekaar kom, dit wil eenheid bring in die gemeente, dit is 'n aksie, wat ons as 'n liggaam van Christus saam moet doen, dit moet vir ons iets wees waarna ons uitsien, dit moet vir ons lekker wees. Samekoms, come together, dit wil mense by mekaar bring, want God is 'n familie God, daarom is hy ook 'n drie-eenheid, daarom het hy sy seun aarde toe gestuur, sodat hy seuns en dogters kon hê, daarom sê Jesus in Johannes, as ek aan julle deurklop en julle nooi my in, sal ek saamkom en ek en die Gees sal saam met julle maaltyd vier. Het julle al gesien hoe eet Jesus homself dwars deur die 4 evangelies? Gaan kyk 'n bietjie hoeveel keer is hy met maaltyd besig. Is hy besig om te eet? Want God wil mense by mekaar bring. Hy wil by hulle sit. Hy wil tyd met hulle spandeer. Hy wil saam met hulle eet. Hy wil saam met hulle kuier. Hy wil saam met hulle wees. Dit is iets wat hy saam met ons wil doen en hy wil met ons vandag spreek deur die bloed en die liggaam. Kom ons kyk gou na die derde een. Dit spreek van gemeenskap en vergifnis onder kinders van God. Nou hierdie raak belangrike goed. En dit sê in 1 Johannes 1 vers 5 en 6,
En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het, en aan julle verkondig. God is lig, en geen duisternis is in hom nie. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het, en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself, en die waarheid is nie in ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou en geregverdig, om ons die sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Hierdie tafel spreek van 'n God wil sê, wanneer julle saamkom, is die een ding wat ek wil hê, hierdie tafel moet oor jou spreek. Jy kom dalk hierin met skuld in jou lewe. Jy het dalk teen my gesondig. Maar die eerste ding wat ek wil doen is om jou van daai sonde te vergewe, maar jy moet na my toe kom. Jy moet na my toe kom daarmee. En ek is regverdig en ek sal jou van die sondes reinig en skoon was. Hoekom wil hy jou reinig en skoon was? Want hy soek gemeenskap. Die woord sê as jy in die duisternis wandel en hy is in die lig, kan jy nie gemeenskap hê, want die twee kan nie gemeenskap met mekaar hê nie. Weet jy hoekom sukkel kinders van God so om gemeenskap met mekaar te hê? Want daar is sonde in die duisternis. Jy kan nie oop wees met mekaar in die lig nie, want daar's verborge goed. Mense is verslaaf aan pornografie en hulle rook skelm en hulle doen allerlei dinge wat hulle nie moet nie, agter geslote deure en niemand weet eintlik wat daar aangaan nie. En wat doen daai goed? Dit trek jou in dit hou jou in die duisternis. Maar God is in die lig. Sonde verbreek gemeenskap tussen jou en God. Sonde verbreek gemeenskap tussen jou en jou medebroer, waar ons moet saamkom. Daar kan nie gemeenskap seevier nie, want jy's teruggetrokke en jy skie en jy voel, maar ek doen al hierdie goed agter, weet ek kan nie hier bedien nie, weet en jy stil en jy skaam en dit het 'n effek op jou, maar die duiwel kla jou aan. Die duiwel kla jou aan en weet jy wat gebeur? Geen gemeenskap. Die tafel kan glad nie sy doel bereik nie. Maar weet jy, God wil vandag vir jou sê, maak nie saak wat jy gedoen het nie. As jy hom nou vra vir vergifnis, hy is regverdig, hy vergewe jou van daai sondes. Hy maak jou daarvan skoon, hy reinig jou daarvan, want dis wat hy wil doen. Dis waarvoor die bloed en die liggaam van Jesus daar is om jou skoon te maak. Want sonder dit kan jy nie met God gemeenskap hê nie, is onmoontlik. Wanneer mense by die nagmaaltafel by mekaar kom, is een van die eerste dinge wanneer ons by mekaar kom, is om eintlik stil te raak en te sê, Here, vergewe my van my sondes en my ongeregtighede. Maak jou lewe skoon wanneer jy by hierdie tafel kom. Want dit wil jou reinig, dit wil jou skoon maak. Dit wil met diep in jou binnewêreld inspreek van 'n God wat sy seun gegee het, sodat hy jou van jou sondes kan vergewe. En dan gaan die duiwel vir jou sê, ek kon, dit kan nie so maklik wees nie. Maar weet jy wat, dit was nie so maklik nie. Want hy het dit als gedoen. Daarom is dit so eenvoudig. Jy vra met opregte hart vergifnis en jou sondes word vergewe en jy word gereinig van alle ongeregtighede, want jy hoef niks te doen daarvoor. Jy kan maar net glo en vra. Hierdie liggaam het reeds als gedoen. Jy hoef dit nie meer te doen. En wat gebeur wanneer sonde uit die pad uit is? Lig kom in en daar begin gemeenskap plaasvind. Mense kom by mekaar. Maar dit is nou baie eenvoudig. Ek meen, as 'n man en 'n vrou 'n tif het, hoe slaap hulle? Lekker? Nee, jy slaap sleg, want jy rol rond. Jou toon mag nie aan haar toon raak nie. Jy's gewoond om hand om die lyf te lê, nou lê jy om die kussing. Jy slaap koud, man. Nou dan nog 'n warm kombers en jy weet hy gaan net tot in die helfte. Jy kry frekrout, sy kry frek warm. Is nie lekker nie. Want weet jy, daar's 'n ding tussen julle twee. Die gemeenskap en die intimiteit is verbreek. Dis dieselfde wat sonde doen in ons verhouding met God. Hy wil hê ons moet by mekaar kom. Lekker kaddel en mekaar lief hê en lekker slaap en dan moet rus wees, want daar's gemeenskap. Dit wat die gemeenskap skei, het ons van ontslaag geraak. Ons het vergifnis gevra, ons het die verstellings gemaak wat ons moes maak en die gemeenskap is herstel. Daarom kus die seun voor hy toornig word. Daai kus is soen die seun. Versoen jou met hom voordat hy toornig word. Beteken voordat die groot dag van oordeel kom, met jy met die seun versoen, sodat daar gemeenskap tussen julle twee kan wees. Die derde ding waarvan die nagmaaltafel praat is van vergifnis van sonde en die herstel van gemeenskap, want dis die hart van God. Hy soek gemeenskap met jou. En is dit dan nie ongelooflik, hy wil jou sondes vergewe?
Dis hoekom hy sy seun gestuur het, want ons het 'n sondeprobleem gehad. Almal van ons. Almal van ons. Kom ons kyk na die 4de een. Hierdie tafel wil vir u sê, jy het waarde. Jy het waarde. Want die woord sê, en ek gaan vir u 2 gedeeltes lees, 1 Petrus 1 vers 18, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle eie lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. 1 Korintiërs 6 vers 20 sê, want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Jy's duur gekoop. Jy dis waarde. God ag jou waardevol. Die vyand kom net om te steel, te slag en te verwoes. As jy van hom gaan voed heeltyd, gaan jy waardeloos voel. En jy gaan voel jy's niks werd nie. Daai 3 goed, hy kom om te steel, te slag en te verwoes. Jy het dit al gehoor, maar ek wil dit in die konteks net vinnig weer noem. Daai woordjie vir steel is die woordjie klepto, dis waar ons woord kleptomaan vandaan kom. Die Satan is 'n kleptomaan, dis hoe hulle hom definieer, dis een van sy name in die Bybel, is 'n kleptomaan. Hy kan nie in jou lewe instap, hy kan nie met jou gemeenskap hê, sonder om van jou te steel nie. As hy met jou gemeenskap hê, en hy kom kuier by jou huisie, hier in jou asiel, en hy kom in, en hy het met jou maaltyd, dan kan jy maar weet, jy's bankrot gesteel as hy daar uitstap. Nou wat steel hy? Hy steel jou waarde. Hy steel jou menswaardigheid. Hy steel jou blydskap. Hy steel jou vreugde. Hy steel jou wil om te lewe. Hy kom steel jou bankrot. En dan kom hy om te slag. Hy woordjie vir slag in die oorspronklike taal dra die betekenis van 'n lammetjie wat eintlik geoffer word. As hy jou leeg gesteel het, wat wil die meeste mense dan doen? Want hulle voel waardeloos. Hulle voel dit nie meer nut in hierdie lewe nie. Hulle het nie meer vreugde nie, hulle het nie meer blydskap nie. Hoekom is ek hier? Ek wil nie meer wees nie. Wat doen hulle? Hulle offer hulle self, 'n selfmoord. Dis die tweede stap wat gebeur in die orde van hoe hy met iemand werk. As die Satan met jou gemeenskap het, gaan hy in jou lewe inklim soos 'n kleptomaan. Nie is die lewegewer nie. Want jy mag net van een bron van die bloed eet wat lewe gee. Die ander bron van die bloed gaan aan jou dood gee. Dit gaan van jou kom steel. Dit gaan jou op 'n plek bring waar jy nie meer wil lewe nie, want jy's bankrot gesteel in jou siel. En hy saai verwoesting. Pas op van watter bron jy eet. Van wie voed jy? Maar weet jy, as jy van hom eet, en hierdie tafel, en jy raak regtig by dit stil, want dit wil ons vorm, ons waarde en ons geluk en ons blydskap en die rede waarom ons lewe, hang te veel van fisiese goed af. Hopeloos te veel van fisiese goed. Want ons koppel dit in die volgende, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge nie, maar ons koppel ons waarde en geluk en blydskap en wat ook al aan verganklike dinge, aan silwer en goud. Ons koppel dit aan daai goed, en as jy nie daai goed het nie, en jy het minder as 'n ander, dan voel jy waardeloos, en jy voel, maar God gee nie om jy, hoekom? Jy kan nie, dan voed jy aan die vleeslike, aan die bron wat nie lewe kan gee nie. Maar jy is duur gekoop deur die bloed van Jesus. Die Vader wil vir jou vandag sê, weet jy, ek het soveel waarde aan jou geheg, jy is vir my so waardevol. Ek wil jou so graag hê, dat ek my enigste seun gegee het, dat die mens hom maar kon verwoes. Maar ek wil jou hê, jy is duur gekoop, daar was 'n hengse duur prys betaal vir jou lewe, sodat hy met jou gemeenskap kan, sodat jy seun en dogter kan wees. Jy kan nie waardeloos voel nie, maar ons voel baie maal waardeloos, want ons eet 'n verkeerde bron. En ons laat nie die tafel genoeg met ons spreek, oor en oor en oor. Hierdie wat ek vanoggend deel is ontsettend oppervlakkig. Baie oppervlakkig. Dis maar net om vir jou 'n paar punte deur te gee, dat die tafel wil tot u roep, en hy roep, die eerste ding wat hy tot u roep vanoggend is, hy soek gemeenskap onder mekaar, hy soek gemeenskap tussen ons en God. As ons hier by mekaar kom, moet daar geestelike gemeenskap wees. En as daar geestelike gemeenskap is, en ons almal begin voed, van die eerste dinge wat hy wil doen is om jou te laat waardevol voel, sodat jy waarde het. Baie mense voel waardeloos.
Die hele wêreld is op antidepressante. Hordes. Hoekom is mense op antidepressante? Want hulle wil nie meer lewe nie, hulle is nie gelukkig nie, hulle voel onder druk. Ek sê nie moenie antidepressante gebruik nie, ek sê maar net gaan kyk na die tye. As ek hier moet vra vanoggend wie is almal op antidepressante, dan dink ek 3/4 van julle gaan die hand opsteek. Dit is ernstig. Dis wat die statistiek sê. Dan gaan 3/4 van julle die hand opsteek. Wat vir my wil sê, in jou binnewêreld is jy nie gelukkig nie. Jy is ongelukkig. Jy voel druk in jou siel. Maar weet jy, Jesus wil genees. Moenie net jou pille gaan los hier, hoor. Jy gaan in mekaar val. Behalwe as God dit vir jou duidelik sê, dan doen jy dit. Maar jy loop los jy net jou pille en dit is baie gevaarlik. Kom ons beweeg aan van hier af. Baie eenvoudig een, die tafel wil uitroep, die bloed. Johannes 3:16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God het jou lief. Maar weet jy, soos wat ek met die verbond stil raak, hoe meer kom ek agter, ons verstaan van liefde is soos kaf in die wind. Weet jy hoekom? Want in die Bybelse tyd was liefde nie gebruik soos ons hom vandag gebruik nie. Ek is lief vir fietsry. Ek is lief vir roomys. Ek is lief vir McDonald's. Jy klip en alles lief, man. Wat is anders dan ek het God lief? Of God het jou lief? Jou verstaan van liefde is, ek sê nie jou verstaan nie, ons verstaan van liefde is glad nie hoe dit eintlik moet wees nie, want ons het alles lief. Hou op sê, ek het die ding lief, want jy het dit nie lief nie. Weet jy, liefde word gekoppel aan verbond en dit word nie verbreek nie. Weet jy hoe vinnig die goed wat jy lief het, hoe vinnig los jy het? Ek is lief vir roomys, nou raak ek vet nie. Gaan my roomys eet nie. Ek ben lief vir roomys nie. My knie gee in, ek is nie meer lief vir fietsry nie. Daai goed wat jy so lief het, weet jy hoe baie daar is jy nie meer lief daarvoor nie? Nou, ons koppel liefde, dit word so in jou kop gekondisioneer, dat God is lief vir my. Dis 'n afgewaterde sê ding, dit het sy betekenis verloor. Is 'n slag tyd om 'n regte Bybelse, ordentlike, diepe betekenis te kry. Wat beteken dit om lief te hê? Nie hierdie bol goedjies wat ons lief het nie, want ons het alles lief. In die manier wat ons praat. Dit is in ons ingedrul, hoor. Deur die TV, deur mense, deur die vyand, dat die konsep van liefde moet afgewater word. God het jou lief. Wat beteken dit regtig? Ruk dit jou hart? Kom ek vra vir jou. Maar ek vra myself dit, want ek het diep oor hierdie ding gedink terwyl ek sit in dieselfde bootjie as u. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy seun gegee het. Wat doen dit in jou binnewêreld? Doen dit iets? Ruk dit jou? Dat 'n God jou in jou verlore sondige toestand so lief gehad het dat hy sy seun gegee het, of is dit so in jou ingedrul dat liefde is maar net, ek is maar lief vir roomys, en ek is lief vir pasta, en ek is lief vir hierdie rok, en ek is lief vir die kar, en ek is lief vir my oupa, en ek is lief vir die hondjie, en ek is lief vir kykie, en ek is lief vir wat ook al, want ons het alles lief. En dan sê ons het God lief, en ons hoor God het ons lief, maar dit is so afgewater hier, en hier, dat dit 'n hele waarde verloor. Daai Bybelse waarde moet terugkeer, dat daar ware gemeenskap van liefde kan wees tussen mekaar en God. Kom ons kyk gou die 6de ene. Hierdie is die tafel wil spreek, God het jou lief. Maar baie van die goed is so afgewater deur die jare as jou vyand wat ons met 'n papriem. En is nogals interessant hoe slat hierdie mense nou met sosiale media. Ons gaan nou nog sien hoe gaan die goed kom. 6de een, hy wis jou sonde uit. Nou is 'n verskil tussen om jou te vergewe. Want het jy al in die huwelik agtergekom, ek vergewe jou, want jy oor 3 maande weer 'n tif, haal jy 6 jaar terug so goed uit. Ja, want daai, nou jy vir my hierdie sê, jy het dit dieselfde dag gedoen. Maar ek het jou vergewe 6 jaar terug al. Jy het hom vergewe, maar hy sit hier. Ja, hulle maar weer uit, maar weet jy, nie God nie. Hierdie tafel spreek van 'n feit, dit is God wat jou vergewe, maar hy wil jou so vergewe, want hy wil niks vorentoe teen jou hou nie. Dis sy hart. Dit sê hierso in Handelinge 3 vers 19, kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word, en tye van verkoeking
van die aangesig van die Here mag kom. Dis 'n God, wanneer hy jou vergewe, sy hart is so, dat wanneer daar weer goed tussen jou kom, gaan hy niks van die verlede herhaal nie. Hy gaan nie daai goed, hou hy nie meer teen jou nie. Hy blots it out. Hy wis dit totaal en al uit. Hy gaan dit nie weer recall nie. Want hy sê, ek het jou daarvoor vergewe. En weet jy, dit is ons afgewaterde konsep van vergifnis ook. Ek vergewe, maar ek vergeet nie. Weet, vergewe ons het ek weet, die ding is, die tafel, hoekom ek dit vanoggend noem is, want daar met 'n baie ryker, dieper impak van hierdie eenvoudige konsepte waarvan ons vanoggend hier praat, in ons lewens as kinders van God kom. Want dis juist dit wat ons anders maak as die wêreld. Die wêreld het ook nie hondjie lief, die wêreld het ook nie katjie lief, die wêreld het ook dit lief, die wêreld vergewe ook. Maar vergewe hulle soos ons God vergewe, want dis soos wat jy moet vergewe. Hou op recall, goed wat 10 jaar terug gebeur het. Weet jy wat doen ons met die feit, en dis een van die redes hoekom die tafel dit wil uitroep tot u vanoggend. Want as jy vergewe het, maar jy kan dit na 6 al aanhaal, beteken dit lê nog steeds soos verrotting in jou siel. Dit maak jou siek, want dis nie daar uit nie. Dit sit daar binne. En weet jy wat, God wil nie siek wees in sy binnewêreld nie. Hy hou nie almal so gemors in hom vas nie. As sy kinders vergifnis gevra het, vee dit uit, want hy wil vir jou 'n voorbeeld stel. Maak skoon. Ek het dit uitgewis, wis jy dit ook in jou lewe uit. Dit moenie meer daar bestaan nie. Dit moenie daar lê soos 'n pap vrotvleis wat begin vrot en vrot en vrot en wurms kry. Genade man, hoe lyk 'n ou se siel? Hoeveel mense van goed kan jy oor en oor recall? Almal van ons. Nee, God wil vanoggend sê, wis dit uit. As jy vergewe soos ek vergewe. Hy wil vergewe. En weet jy wat, hy wil nie later dit weer aanhaal en in jou gesig teruggooi nie. Hy wil niks in jou gesig teruggooi nie. Hy wil vir jou sê, my seun, jy is, maar hoor gou die volgende, want dit is wat dit in jou siel gaan doen. Die tafel wil jou bedien. Ek wens eintlik het meer tyd gehad. Hy sê, sondes uit kan word en tye van verkoeking. Weet jy hoekom beleef jy nie geestelike verkoeking in jou lewe nie? Want daar kook 'n pot vrot vleis in jou siel. En hy's besig om te prut van die wurms. Jy beleef nie tye van verkoeking nie. Want jy's eintlik in die binnekant. Dit lyk dalk mooi hier en is all smiles. En ek vergewe jou, ja. Dan gaan jy huis toe, flip en gemors. Die wens jy sien sy gat. Die wens sy daar skeer sy broek en mense lag, dat jy slag sommer verneder kan word, maar jy het hom nou net vergewe. En dan sit hy goed vir jare daar vas. As jy dit nie uitwis in jou binnewêreld, dink jy, nee, dit sit daar, in jou onderbewussyn, maak jou siek. Jy kan nie verkoeking beleef nie, wis dit uit, kom ons gaan aan. Net hoe skel want die tafel spreek ook van die verkondiging van die evangelie, maar dit wil ook hoop gee. En dis hoekom ek vir u vanoggend wil sê is, ek verstaan nie dit heeltemal, ek sal moet langer stil raak hierby, dis iets wat die Here my hierdie week gegee het, maar ek sal moet self baie stiller raak by dit om regtig tot by die, maar van die goed is 'n misterie, jy gaan dit nooit kan verstaan, jy's boos kop. Maar dit sê, dit verkondig die evangelie, want weet jy, die probleem is, hierdie tafel is nie dood nie. As ons die nagmaal gebruik soos wat ons het gebruik, kan hy niks verkondig, jy hoor. Dan sy stem stil. Hoe kan die nagmaaltafels die evangelie verkondig as ons dit doen soos ons dit tans doen? Hy verkondig dan niks. Die woord sê hierso, net soos ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit, so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here tot hy kom. Dit verkondig iets. Maar wat het hierdie dood kom doen? Want dis wat dit verkondig. Die evangelie is nie net Jesus het vir my sondes gesterf nie. Is daai die evangelie? Nee, dis een versie wat deel is van 'n hele evangelie.
Want hierdie tafel spreek van verskillende konsepte van die hart van God, wat hy aan die mens kom doen het, wat hy in die mens se lewe wil doen, verlossing wat hy wil skep, vergifnis wat hy wil skep, verkoking wat hy wil bring, uitwisting wat hy wil bring, wat hy wil hê jy moet gesond raak in jou binnewêreld. Dit spreek van hoe lief hy het, dit spreek van waarde. Kom ons gaan aan. Ek dink dit raak dalk bietjie lank. Sorry, kyk net gou die tyd. 34 minute gaan afsluit. Dit wil aan jou vrede gee. Romeine 5 vers 1 sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus. Dit bring vrede, want jy kan nou God dien in kalmte. Jy hoef nie in panic mode heeltyd te wees wanneer jy by God kom, en dis baie keer ons probleem, ons is in panic mode. Ons kan hom nie geniet nie. Want ons is in panic mode, want die sonde en die goed wat ek verkeerd doen, en ek is nie perfek nie, en ek is nie dit nie, en ek is nie dat nie, en is heeltyd in panic mode, en jy word so gekonfronteer met die wêreld, en jy is so besig, en jy is so onder druk, en jy is so onder stres, en God wil net sê, daar is nou vrede tussen jou en my, deur my seun. Deur hierdie tafel, is daar nie meer vyandskap tussen jou en God nie. Daar is wel vyandskap tussen jou vlees en jou gees, maar nie meer tussen jou en God nie. Jy kan tot rus toe kom voor die lewende God. Jy hoef niks van hierdie goed, wat ek nou vanoggend hier gedoen het, kan jy verdien nie. Hy gee dit vir jou, omdat daar vrede is. Jy kan dit nie verdien, jy kan niks daarvoor doen nie. Is niks wat jy daarvoor kan betaal nie, want die prys is betaal. Daar was niks op hierdie aarde wat jy kon betaal, om hierdie tafel te verdien nie. Niks. Want God kan kinders vir Abraham uit klippe uitskep. Hy het nie jou nodig. Jy kon dit nie betaal nie. Net die bloed van sy seun kon die prys gee. En dan sê Romeine 8 vers 1, hoekom is daar vrede nou tussen jou en God? Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat na die vlees wandel, maar nie na die gees nie. Ek gaan nie nou daai in konteks deurgee nie. Hierdie is 'n baie belangrike een, wat hierdie tafel wil verkondig. Hoekom jy in vrede moet wandel? Want weet jy wat is die ding wat jou vrede steel? Is die feit dat jy voel veroordeel. Die woord sê God, daar is geen veroordeling meer nie, vir jou wat in Christus Jesus is. Geen veroordeling nie. Wie is die veroordeler? The accuser of the brethren. Wie is dit? Dis die vyand. Hy kla aan. Hy is die aanklaer. God kla nie meer aan nie, want hy het sy seun aangekla. His wrath was settled. His son paid the price. Daar was veroordeling. God het reeds veroordeel en het sy seun veroordeel, sodat hy verbrysel word. Wat God wel doen is, hy gaan jou oortuig. Hy gaan jou oortuig, maar hy oordeel nie. As jy in jou lewe geestelik veroordeel voel, kan jy onmiddellik sê, die toets is, God veroordeel nie, maar nie die Satan wat my veroordeel. En hoekom veroordeel hy jou? Sodat daar nie vrede tussen jou en God is nie. Verbreeking van samesyn, verbreeking van fellowship. Die moment as hy daai vrede steel tussen jou en God, is dit omdat jy veroordeel voel oor die dinge in jou lewe. En hy veroordeel nie meer nie. Die feit dat hy nie meer veroordeel nie, beteken jy moet in 'n konstante wandeling by God wees van vrede. Konstant na hom toe gaan om te sê, Here, ek het gesondig. My lewe is onrein van die maak skoon. Dis 'n daaglikse proses. Dit gaan so aangaan tot die Here Jesus Christus weer terugkom. Maar daar's nie meer veroordeling van God se kant af nie. Hy's 'n herder wat roep. Hy sê die skape ken my stem. Hy roep, kom. Kom na my toe. Daar sê die woord, as jy om vergifnis vra, hy sê 'n slawedrywer, soos die slawedrywers in Egipte. Nee, hy roep, kom my seun, ek wil jou skoon maak, ek wil jou reinig, ek wil aan jou waarde gee, ek wil aan jou hoop gee, ek wil tot jou hart spreek, ek wil hê jy met my liefde beleef, ek wil hê ons moet fellowship hê, hy wil 'n massiewe ding doen in jou lewe. En dan sluit ek af met die volgende teksgedeelte, Romeine 8 vers 31, ek gaan dit net lees. Wat sal ons dan van al die dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Jy sien, hier is 'n belangrike ding, want as jy in hierdie geestelike waarhede lewe, dit regtig jou hart diep penetreer en aanraak, en jy vat, werklik waarvan die tafel spreek, nou weet ons, hierdie is net 'n paar goedjies, daar's baie meer. Dan kan die hele wêreld maar teen jou kom, die vyand als. Jy gaan weet, as God vir my is, wie kan teen my wees?
Want ek het vrede. Ek is geliefd. Ek is waardevol. Ek is vry. My sondes is uitgewis. Ek is vergewe. Daar is vryheid, is vrede tussen my en God. Daar is hordes goed waarvan die tafel nog spreek. Maar jy het dit. Wêreld kan my teen jou kom. God is vir my, hy is nie teen my nie. God is vir my. Dan sê hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Die goed waarvan ons nou praat, skenk hy ons genadiglik, omdat hy sy seun gegee het. Hy skenk ons alles genadig. Julle, daar is soveel goed wat jy hier kan noem, waarvan hierdie tafel, hierdie bloed wil spreek, want dit spreek van lewe, sy lewe. Wie sal beskuldigings inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak, God beskuldig nie. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. God bring dis nie beskuldigings teen jou in nie, hy bring ook nie veroordeling in nie. Dis nie God daai nie, as jy daai stem hoor, is nie God se stem nie. Identifiseer dit. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard, soos geskryf is, om u ontwil word ons die hele dag gedood, soos ons is gereken as slagskape, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Want ek is versekerd dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordig, of toekomstige dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Weet jy wat wil die tafel sê? My seun en my dogter, kom tot ruste. Kom tot ruste. Laat die tafel met jou spreek, vat die waarhede en besef wat is dit wat jy ontvang het, en wat ek in jou lewe wil doen. Hou op luister na die beskuldigings, hou op luister na die veroordeling, dit gaan net jou vrede steel. Maak skoon daai verrotting in jou binnewêreld. Gaan na God toe dat hy jou sondes vergewe. Hy's getrou, hy gaan jou daarvan vergewe. Hy sê hy gaan jou sondes uitwis. Hy sê hy het jou lief, hy sê jy het waarde. Hy sê hy wil gemeenskap met jou hê. Hy sê dan hy is vir jou en hy is nie teen jou nie. Hy sê dan hy beskuldig nie meer nie. Hy sê dan daar is vrede tussen julle. Hy sê dan niks op die aarde of in die hemel kan jou skei van sy liefde nie. Hou op paniek in die geestelike. Begin tot rus te kom en in vrede net wandel met God in geestelike samekoms, soos ons by mekaar kom. Laat ons gemeenskap hê met mekaar, soos wat hy gemeenskap het met ons. Daar's dit. 42